Daar is 'n heilige skaamte wat by ware sonde besef hoort. 'n Skaamte wat soos 'n waarskuwingslig flikker om te sê, hier is gevaar. En dis 'n geskenk van God, want dit waarsku ons dat iets verkeerd is. Maar die Satan is 'n meester van misbruik. Hy vat die waarskuwingslig en verdraai dit om 'n sirene van veroordeling te wees. Hy fluister, jy's te sleg, te sondig, te vuil, te gebroken, te ver van God af. En hy probeer jou stil maak, jou wegdruk, jou laat glo dat jy nooit weer kan opstaan nie. Maar die evangelie verkondig 'n ander waarheid. Jesus het 'n mens geword om aan die kruis nie net ons skuld te dra nie, maar ook ons skaamte. Hy hang kaal en word aan die kruis bespot sodat ons beklee kan word met sy geregtigheid. Hy het die skande verag en die oorwinning behaal. Kom ons lees Hebreërs 12 vers 1 en 2 wat daar staan, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. En let op daardie frase, wat die skande verag het. Hy het nie net die pyn verduur nie, hy het die vernedering verag, die spot, die bespotting, die naaktheid, die verwerping, alles verag, omdat hy die vreugde gesien het wat sou volg. Jou verlossing, jou heerlikheid, jou ewige vreugde. En die kruis is die plek waar God sy geregtigheid en sy genade ontmoet. En is ook die plek waar skaamte sy einde vind. Skaamte is die gevoel dat jy ontbloot is, dat jy niks het om jou te bedek nie, maar die evangelie sê, jy is beklee. Nie met jou eie kleed nie, maar met Christus se volmaakte geregtigheid. Hy het die skande gedra, sodat jy dit nooit weer hoef te dra nie. En die ironie van die evangelie is dat die een wat oor niks hoef skaam te wees nie, die meeste skaamte gedra het. Sodat die wat die meeste skaamte verdien het, dit nooit weer hoef te dra nie. Dis 'n groot omruiling van genade, jou vuilheid vir sy reinheid, jou skaamte vir sy heerlikheid. En die krib is die begin van hierdie omruiling, die voltooiing aan die kruis waar Jesus uitroep, dit is volbring. Maar hoe dikwels leef ons, asof die kruis nie genoeg was nie. Ons dra ons skaamte soos 'n mantel van yster. Ons probeer wegkruip, ons probeer stil bly, ons probeer ons sonde verberg. Maar Advent roep ons op om anders te leef, om die skande te verag soos Christus dit verag het. Nou, hoe verag ons die skaamte? Eerstens, deur geloof, en geloof is die sleutel. Glo dat Christus 'n mens geword het, juis om jou skaamte te kom bedek. Ek glo sy belofte in Romeine 8 vers 1, dat daar vir die wat in Christus Jesus is, geen veroordeling is nie. Tweedens, deur belydenis. Jou sonde probeer wegsteek nie, maar bring jou sonde in die lig voor die troon van God, want by hom alleen is daar vergifnis en 'n lewe van oorwinning. Derdens, deur lof. Vier sy oorwinning oor jou skaamte. Moenie jou mond toehou nie. Maak het oop en sing. U breek die bande van skuld en skande. U wat vergewe, u laat ons lewe.
Die skaamte kom fluister, hou dit stil. Genade roep, sing hard, want elke loflied is 'n verklaring dat die kruis genoeg was. Skaamte kom fluister vir jou soos vir Adam en Eva na die sondeval. Kruip weg en steek weg jou skande. Christus roep en hy sê, kom na my toe. Hy het die skande verag en hy het jou bekleed met heerlikheid. En Advent roep jou op om te leef in die lig van hierdie waarheid. Jy is vry en jy is rein en jy is syne. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U reinig ons van die sonde skuld, die sonde smet en die sonde skande. U bedek ons skaamte met die heiligheid en die geregtigheid van ons Here Jesus Christus. En daarvoor kom dank ons U. Dankie dat U oorwinning oor ons sondige verlede gebring het, sodat die Satan nie langer ons gewete kan gebruik om ons aan te kla nie. Dankie vir gewetens wat vir ons as waarskuwingsligte dien. Help ons deur U Gees en U woord om daarop ag te slaan. Ons bid dit in Jesus se naam.